Hi almal, dis Kobus Kreer. Dis die 1 Augustus 2025. Ek wil jou 'n vraag kom vra volgende. Glo jy werklik wat in die woord van God staan? Glo jy Jesaja 53 vers 4 en 5 waar daar staan deur die wonde van Jesus Christus is jy genees en 1 Petrus 2 vers 24. Glo jy dat Jesus het alles aan die kruis van Golgotha reeds vir jou gedoen? Glo jy die skrif van Hebreërs 13 vers 5 waar daar staan God sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie? Of hoor jy dit maar net, maar jy glo dit nie in jou hart nie? Glo jy Romeine 8 vers 28 dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom dien? Glo jy dat Romeine 8 vers 31 as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Glo jy in Lukas 10 vers 19 waar Jesus vir ons sê, ons wat sy kinders is, wat sy disippels is, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te loop en mag oor al die krag van die vyand, mag oor al die krag van Satan, met 'n belofte by dat geen skade aan jou aangedoen word nie. Glo jy dit werklik? Of hoor jy dit maar net en dit gaan by die een oor in en by die ander oor uit? Glo jy regtig Filippense 4 vers 19 waar die woord sê dat God sal aan elke behoefte van jou voorsien uit die rykdomme van die hemele? Glo jy in Filippense 4 vers 13 waar daar staan, jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou krag gee? Glo jy dit? Glo jy dit net gedeeltelik? Of wonder jy of dit werklik kan gebeur? Glo jy Jesaja 59 vers 1 waar daar staan in die woord dat God se arm is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te swaar om na jou te luister nie? Glo jy dat God kan in jou voorsien, dat jou bakskottel vol is en dat jou oesmandjie oorloop? Glo jy dat Jesus Christus het aan die kruis van Golgotha vir jou gesterf? Glo jy dat jy saam met Jesus Christus gekruisig is, saam met hom gesterf het en dat jy saam met Jesus begrawe is en saam met hom opgevaar het? Jy sit saam met Jesus aan die regterhand van God die Almagtige Vader. Glo jy dit? Of hoor jy dit net? Glo jy dat jy's 'n koninklike priesterdom? Mense gaan vir jou sê hoekom ek dit vir jou vra. In Markus 9 vers 23 staan daar: vir hom wat glo, is alle dinge moontlik. Soos wat jy glo, so sal dit wees. Dis een ding om dit te hoor, maar is 'n ander ding om dit regtig in jou hart te glo. Dis 'n ander ding om dit te glo en dit te vat en te weet hoe Jesus, hoe lief is hy vir jou. En ek sien dit met so baie mense. Baie mense wat ek voorbid, hulle sê hulle glo dit, maar hulle doen nie regtig nie. Baie van die mense, ek bid vir hom en dan 2 minute later dan sê hy vir my, ouma, ons het nou nie oor dit gebid nie. Ons het nie oor dat gebid nie. Gaan hy klaar twyfel. Soos wat jy glo, so sal dit wees. God weet alles van jou af. Jy kan niks vir hom wegsteek nie. Ons moet geloof hê met werke. Ons moet glo. Alles wat in jou hart is. En soos wat jy glo, so sal dit vir jou wees. Mag dit ook vir jou so wees. Dat jy in die volheid van die Heilige Gees en Jesus Christus se krag sal glo. Vir dit wat hy vir jou beplan. In jou destiny en in jou purpose. Maar moenie met 'n halwe hart kom glo nie. Moenie wees soos Openbaring 3 vers 16. Waar jy lou warm is nie. Maak 'n keuse. Want elke keer as Jesus, as hy gebid het vir die mense, as hulle hom kom vra het, kom bid vir my seentjie of bid vir my dogtertjie, want Jesus vir hulle gesê, soos wat jy glo, so sal dit wees. En ek wil vandag vir jou kom sê, soos wat jy glo, so sal dit wees. As jy net 'n bietjie glo, gaan dit net 'n bietjie so wees. Gaan jy net 'n bietjie kry. As jy met alles in jou hart glo en vertrou op die Allerhoogste God,
sal jy alles kry. So sal dit dan vir jou wees, soos wat daar staan in die woord van God. Elke belofte sal vir jou waar word, tot eer van die naam van Jesus Christus. En sy baie seën, die wat my wil WhatsApp vir gebed, my nommer is 082 77 25 661. Baie seën en baie sterkte.